graad 4. Ons skryf maandag julle eerste opdragie vir die jaar. So ons gaan net 'n bietjie hersien wat ons gaan nodig hê om in die toets te doen. Gaan nie alles deurgaan nie, maar net 'n paar belangrike goedjies wat definitief in die toets gaan wees, is telgetalle, optelling en aftrekking, getalsinne en getalpatrone. Nou jy sê juffrou, dit klink so mondvol, maar kom ons kyk daarna, dan gaan julle sien dis baie maklik. Nou, julle gaan so 'n nommer kry, dan gaan ek vra, wat is die waarde van die onderstreepte getal? Nou, dit beteken nie die plekwaarde nie, dit beteken die waarde. So ons gaan nie skryf 1 of 10 nie, ons gaan skryf, wat is sy waarde? 30. Nee? Selfde hier, as ons getalle groter word, is die maklikste manier om dit te doen, ons skryf ons 5, wat die onderstreepte syfer is, en ons sit net die nulle vir ons in, van die spasies van die nommer agterom. Dan is dit 500, sy waarde is 500. Hierso, wat is sy waarde? Is er nog plekkies agterom? Nee, so dit is net 'n 2. So maklik soos dit. Kom, ons gaan nou hier, sien ons 'n klomp getalle. Nou dit is soms so uitgestrek, nee, uitgebrei. Nou vra ek vir jou in die toets, skryf hierdie vir my in 'n verkorte vorm, nee, 'n shortened vorm, opgesom. Kom ons kyk wat ons doen. Ons het 'n 2 vir 200, 'n 3 vir ons 10 en 'n 1 vir ons 1. Nou is ons baie korter geskryf. Hierso het ons 'n 3 vir 3000, 'n 4 vir ons 400 en 'n 2 vir ons 10 is daar 1? Nee, so ons sit net 'n 0. Hier het ons 'n 4 vir 400, 'n 2 vir ons 10, so 20 en 'n 4 vir ons 1. Dit is hoe ons uitgebreide vorm na verkorte vorm neem. Nou, kom ons kyk gou. Kom hulle net af nie. Skies. Kyk, ons volgende enetjie, wat ons nog gaan kyk, is optelling en aftrekking. Nou in graad 4 gebruik ons hierdie manier. Ons gebruik nie meer, ons tel nie meer ons honderde en ons honderde bymekaar, of ons 10 en ons 10 en ons 1 en ons 1 nie. Ons is nou groot. So, wat doen ons? Ons begin sommer by die plussom. 7 plus 5 is 12. Ons dra ons enetjie oor. Onthou, sit sommer 'n kringetjie om te wys, dis nie 16 nie, sodat jy nie mekaar raak nie. 3 plus 6 is 9, plus my 1 is 10. Maak 'n kringetjie om, dit word nie 13 nie. 3 plus 7 is 10, plus ons 1 is 11. 2 plus 5 is 7, plus ons 1 is 8. Daar is jou antwoord. Nou kom ons kyk na minus. Minus raak 'n bietjie snaaks, want ons moet gaan leen as ons nie genoeg nommers het nie. Kan ons 5 by 2 aftrek? Nee. So wat doen ons? Ons gaan leen 'n 10. So, die 3 word 'n 2, en ons dra die 10 oor wat ons gaan leen het. Wat is hy nou? Hy is 'n 12. 12 minus 5 is dan 7. Kan ons 7 by 2 aftrek? Nee, so ons moet weer gaan leen. 7 raak 'n 6, en dit word 'n 12, né? So hier is 'n 6 en daar is 'n 12. Nou kan ons gaan minus. 12 minus 7 is 5, 6 minus 3 is 3, en 9 minus 2 is 7. Kyk, so, moenie die mekaar raak nie. As jy oordra, maak 'n kringetjie om jou 1, sodat jy weet dit raak nie 'n volle getal, so 16 of 13 nie met plus nie. En by minus, gaan skryf net jou getalletjie langsam, dan weet jy dit raak 'n 12, of 'n 13, of 'n 6, of wat ook al dit dan gaan wees, wanneer jy oordra. Kom ons kyk. Nou, juffrou, wat beteken som van? Wanneer ons sê, wat is die som van 6, amper gee ek die antwoord, en 7, wat beteken som van? Dit beteken plus, né? So dit beteken eintlik die som van 6 en 7 is 6 plus 7.
So wat is dit dan? 13, daar is jou antwoord. Nou wat beteken verskil tussen? Verskil tussen beteken minus. So as ek sê, wat is die verskil tussen 20 en 12? Wat gaan ons doen? Ons gaan minus 20 minus 12 is gelyk aan 8. So as ek ooit vra, wat is die som van twee getalle? Plus, so dit som van. Verskil tussen, ons gaan dit minus, wat is die verskil tussen hulle twee? Nou, jene, wat het ons hier? Dit is getalsinne. Nou wat het ons soos 'n getalsin? Ons lees hom net soos ons 'n sin gaan lees, maar daar is party goed wat uitstaan, Ons heel eerste reël, as daar hakkies in ons sin is, doen ons dit eers. Dit sê, kyk vir my, doen my eerste. So, hakkies eerste. Maar vergeet ons van dit? Nee. Ons skryf dit so lank neer, sodat ons nie daarvan vergeet nie. En onthou soos 'n sin, ons begin van die begin af, anders gaan ons lees, Sunny, bal, skop, buite. Dit maak nie sin nie, So, skryf eers neer wat daar eers staan, dan doen ons sommetjie, ons hakkies eerste. 3 plus 2 is 5. Kyk hoe maklik is dit nou. 3 plus 5 is 8. Nou hierso, wat is hierso? Hier's hakkies, maar dit staan gelukkig eerste. So ons weet, ons begin altyd van die begin af. So, 5 plus 3 is 8. Vergeet ons van hom? Nee, plus 10 is gelyk aan 18. Kyk, nou, hier is nie hakies nie, juffrou. Hier is ook nie maal en deel nie. So wat doen ons eerste? Ons lees hom soos 'n normale sin, 'n getalsin. 7 minus 3 is 4. Vergeet ons van die res? Nee. Plus 2 is 6. En dit is hoe ons dit doen. Onthou net met hierdie hakies kom eerste. Ons doen dit eerste. 1. Dan maal en deel. So as daar hakies is in ons sin, doen ons dit eerste. Dan as ons maal en deel is, doen ons dit tweede. En derde doen ons eenvoudige goedjies wat ons al klaar geleer het. Skies, plus en minus. Hey, dit is soos 'n taal vir wiskunde wat ons dan nou leer. Kyk, hierdie is wat ons genoem getalpatrone. Nou wat is getalpatrone? Hierdie boksie, daar gebeur iets met hom, om vir ons daai antwoord te gee. Hier gebeur iets in ons eerste boksie om vir ons by hierdie uit te kry. Ons moet gaan kyk, wat verander? Nou, hierso, 1 na 3, maklik sal wees, julle sal sê, ja, is 2 plus 2, maar is 2 plus 2 is 6? So, die maklikste is om hier te kyk, wat verskil dit? Daar gaan ek met 3, en hierso gaan ek met 3. Maar dis nog steeds die plus 3 nie, kan nie wees nie, daar gebeur iets anders. Wat gebeur? 1 maal 3 is 3. So, ons weet dis maal 3. 2 maal 3 is 6, ja. 3 maal 3 is 9. So, ons weet ons reël is nou definitief maal 3. Nou gebruik ons dit om te weet wat is hierdie blokkies. Gebruik ons reël. 5 maal 3 is 15. 6 maal 3 is 18. 7 maal 3 is 21. Hierdie is nog maklik, maar wanneer ons die boonste getalletjies soek, raak dit 'n bietjie moeilik. Nou sien ons, hierso gaan dieselfde gebruik, ons reël, ons het nou uitgewerk, is maal 3. Nou wat doen ons as ons die boonste getal soek? Dink julle ons doen maal 3, want dan gaan dit hulle nie uitwerk nie, juffrou, dan gaan ek dieselfde antwoord as jy onder kry. Dan sê ons gedeel deur 3. So as ons die boonste getal soek, dan ruil ons dit ons reël om, ons doen nie teenoorgestelde. Wat is die teenoorgestelde van maal? Gedeel deur. As dit sou plus wees, dan minus ons. Kom ons kyk, voor ek dit mekaar maak.
My reël is maal 3, maar ons soek die boonste blokkie, dan doen ons die teenoorgestelde. 30 gedeeld deur 3 is 10. 36 gedeeld deur 3 is 12. En weet julle hoe kan ons gaan kyk of dit reg is? Al wat ons gaan doen is, ons sê dan, ons gebruik ons reël. 10 maal 3, 30. Ja. 12 maal 3 is 36. So ons weet, ons reël is reg wat ons gaan uitwerk het. 'n baie lekker een wat ek van hou, is 'n bietjie moeiliker, maar dis okay. Wat doen ons hierso? O, jene juffrou, hier verskil het met 2 en dan weer met 2. So is maklik om te sê plus 2, nee, ons reël is plus 2. Maar is dit? Kom ons kyk. 1 plus 2 is 3, ja. 2 plus 2 is 4, daar werk het al klaar nie. 3 plus 2 is 7, hierdie is 'n moeilike een, so kom ons kyk. 1 maal 2 plus 1 is sy reël. Nou, o jene, 1 maal 2 is 2, plus 1 is 3, dit werk. 2 maal 2 is 4, plus 1 is 5. 3 maal 2 is 6, plus 1 is 7. So ons weet, ons reël is reg. Nou doen ons die res, ons soek nou hierdie. 5 maal 2 is 10, plus 1 is 11. 10 maal 2 is 20, plus 1 is 21. Nou wat het ek gesê, as ons nou weer die boonste soek, wat doen ons dan? Ons doen ons die teenoorgestelde. So wat is die teenoorgestelde van maal? Deel. Wat is die teenoorgestelde van plus? Minus, né? So, 3, en ons werk dan van die kant af, nee, ons gaan nie dan sê 3 gedeeld deur 2, nee, ons kan nie dit doen nie, ons sê eers, 3 minus 1 is 2, gedeeld deur 2 is 1, ja, dit werk. 5 minus 1 is 4, gedeeld deur 2 is 2, ja. 7 minus 1 is 6, gedeeld deur 2 is 3. Nou soek ons hierdie boonstes, wat doen ons? Ons doen nie die teenoorgestelde van ons reël. 23 minus 1 is 22. Wat is 22 gedeeld deur 2? 11. Dan 51 minus 1 is 50, gedeeld deur 2 is 25. Hierdie is 'n lekker uitvang enetjie, né? Maar kom ons toets of ons reg is. Nou gebruik ons normale reël. Wat is ons reël? Dit is maal 2 plus 1. So, 11 maal 2 is 22 plus 1 is 23. Yes, ons het hom reg uitgewerk. 25 maal 2 is 50 plus 1, 51. Hy is ook reg.